Welkom by hierdie uitsending van Saaityd. Dis Dinsdagmôre en ek groet jou in die wonderbare naam van ons meester Yeshua HaMashiach. Man, dit is lekker om weer op die lig te wees. Ons het Desember so 'n bietjie afgeskaal en ons was net bietjie rustig gewees en ek kon nie wag vir hierdie dag om weer met jou te kan gesels nie. Man, ek het julle gemis en is werklik waar so lekker om terug te kom by Saaityd en terug te kom by die woord van Skepper lewende God. Halleluja! Ek wil vir jou iets lees vanmôre. En ek wil vir jou lees hierdie persoon se kwalifikasies. Ek wil hierdie gou-gou vir jou lees. Hierdie is iemand se kwalifikasies wat opgeteken is in die woord. Nou, hoe lyk ons kwalifikasies? Nou, voordat ek dit lees, moet ons onsself eers so 'n bietjie gaan ondersoek om te kyk hoe lyk ons kwalifikasies, maar daar's iets wat ek vir jou wil openbaar vandag. Nou kyk gou hier. Ek lees vir jou vanmôre uit 2 Konings hoofstuk 5. En hier is 'n klompie kwalifikasies wat neergeskryf is van 'n spesifieke persoon. Luister gou hier. Vers 1. En Naaman, die leerowerste van die koning van Aram, was 'n groot man. Met ander woorde, hy het 'n status gehad. Groot man voor sy heer, hoog in aansien. So met ander woorde, hy was 'n gevreesde man gewees. Hy was hoog in aansien. Met ander woorde, hy was 'n statige persoon gewees. Dit was nie sommer net iemand nie. As hy in beweeg het, het mense op aande gestaan. Hier sê die woord dit, hy was hoog in aansien. Want deur hom het Yahweh aan die Arameërs 'n oorwinning gegee en die man was 'n dapper held. Wow, is dit nie amazing kwalifikasies wat Vader kom gee nie? En hy sê spesifiek dat Vader, Yahweh ons Elohim, het deur hom 'n oorwinning gegee. So Vader het hom gebruik. Vader het hom gebruik vir die koninkryk van God en hier is 'n hele lys van kwalifikasies wat hierdie persoon het. Hierdie persoon was 'n groot man voor sy heer. Met ander woorde, sy meester, sy heer, het hom gebruik en was 'n statige persoon. Hy was iemand gewees waarop hy kon vertrou het. Was 'n groot man. Hier sê die woord verder. Hy sê hy was hoog in aansien. Hy was 'n dapper held. Met ander woorde, niks het hom afgeskrik nie. Hy was 'n dapper held gewees. As hy die wapens vat, dan gebeur daar dinge. As hy die ouens bymekaar kry, dan gebeur daar dinge. Hy was 'n dapper held. Dis amazing kwalifikasies. Is dit nie so nie? Amazing kwalifikasies. Hoe lyk ons kwalifikasies? Maar voordat ek daarby uitkom, luister wat sê die woord verder. Ons net so 'n bietjie verder gaan lees. Hy lys al die kwalifikasies van hierdie ou. En nou sê hy sluit die vers af. Hy sluit die vers af met hierdie. Hy sê, maar melaats. Sjoe. Maar melaats. Hy gee eers al die kwalifikasies. En net so kom ons ook in ons eie lewe en ons kyk na ons kwalifikasies, maar ons vergeet ons tekortkominge. Ons vergeet totaal ons tekortkominge, want hier lys die woord al hierdie man se kwalifikasies. Wie hy is, hy's 'n dapper held en nou kom gee en hy sluit die vers af met maar. Maar. Moenie toelaat dat die maars in jou lewe beïnvloed nie. Moenie toelaat dat dit jou negatief beïnvloed nie, want hierdie ou was melaats. Nadat die woord vir ons hierdie lys van kwalifikasies gee, kom hy en hy eindig die vers met maar melaats. Nou wat beteken melaatsheid? Melaatsheid, as jy gaan kyk in die woord, melaatsheid was eintlik 'n tipologie van sonde. 'n Tipologie van sonde. En daai sonde het hom beïnvloed. En inteendeel, as jy kyk op 'n fisiese aspek, as jy in daardie jare, as jy melaats geword het, was dit eintlik 'n doodsvonnis. Was 'n doodsvonnis. So hy was melaats gewees, so al sy kwalifikasies bly nog steeds daar. Hy's 'n dapper held, maar nou kry hy ewe skielik 'n doodsvonnis. Maar hy's melaats. Hy's melaats. So al sy kwalifikasies gaan hom glad nie help in terme van die doodsvonnis wat hy nou ontvang nie. Gaan hom glad nie help nie. En so maak ons baie keer aanspraak op ons kwalifikasies,
Maar ons vergeet baie keer die maar in ons lewe. Ons vergeet dit. Ons vergeet ons tekortkominge. Net soos wat hierdie man, hy het 'n tekortkoming gehad, maar daar word eers gelys al sy kwalifikasies, maar hy het 'n tekortkoming gehad in sy lewe. Soos daar ook 'n tekortkoming in ons lewe. En hierdie melaatsheid was vir hom 'n doodsvonnis. Net soos daar baie keer in ons lewe ook 'n doodsvonnis kom, soos byvoorbeeld kanker. Ons gaan sit by die dokter, meneer, mevrou, ek is baie jammer, maar dis kwaadaardig. Ek is baie jammer, maar al die toetse wys vir my, daar's kanker. En wat gebeur? Dan vergeet ons al die kwalifikasies en ons fokus is op die doodsvonnis. Die fokus is op die doodsvonnis. Nou kyk gou hier. Wat het Vader in jou kom plaas? Ek wil jou terugvat na die woord. Want die woord sê, deur hom, deur hierdie man, Naaman, het Jahwe ons Elohim vir die Arameërs 'n groot oorwinning gegee. So Vader het hom magtiglik gebruik. Maar die oomblik wanneer die tekortkoming genoem word, die oomblik wanneer die maar in ons lewe inkom, dan vergeet ons die positiewe. Ons vergeet die kwalifikasies. Ons vergeet dit wat Vader kom doen in ons lewe. Vergeet dit. Moenie toelaat dat die maar jou lewe kom beïnvloed nie. Moenie toelaat dat daardie maar wat baie keer ook sonde is, want dis wat melaatsheid verteenwoordig is sonde. Moenie toelaat dat die sonde in jou lewe jou kwalifikasies beïnvloed nie. Want jou kwalifikasies is dit wat jy van Vader af ontvang. Dit wat hier gelys word in 2 Konings hoofstuk 5, dit praat Vader van wie hierdie man is. En hierdie man, Naaman, was 'n groot man. Hy was hoog in aansien, hy was 'n dapper held gewees. Dis wat die woord kom beskryf. En Vader het homself gebruik. En dan kom hy, en hy sê, maar, hoe lyk die maars in ons lewe? Wat is daar in jou lewe wat jou beïnvloed? Want miskien is daar iets amazings wat in jou lewe is. Jy is dalk 'n man van gebed. Jy is dalk 'n man wat die woord ken, of jy is dalk 'n vrou wat soveel geloof het, maar dan kom maar 'n maar in jou lewe. Maar, jy dalk vrees. Maar, daar's dalk angstigheid. Maar, jy is dalk kortsigtig. Maar, jy's dalk kort van draad. Want almal van ons het 'n maar in ons lewe. En ek wil vandag hierdie woord vir jou gee, sodat jy kan gaan kyk na die maar in jou lewe, en daai maar kan nie meer langer in jou lewe manifesteer nie. Net soos wat hierdie melaatsheid hom begin beïnvloed het, kan ek en jy nie toelaat dat die maar in ons lewe ons begin negatief beïnvloed, en dat dit ons sal bring in 'n posisie waar ons vergeet van ons kwalifikasies, ons vergeet van wie Jahwe is, ons vergeet dit wat hy kom doen in ons lewe, en ons fokus is net op die maar. Raak ons slaaf van die maar. Raak ons slaaf van die sonde. Raak ons slaaf van die tekortkoming. Raak ons slaaf van die kortsigtigheid. Raak ons slaaf van al daai dinge vandag, sodat jy kan fokus op wie Jahwe is, en wat hy vir jou kom doen, dat die maar uit jou lewe uitgehaal sal word vandag, en dat jy sal weet, jy is die persoon wat Vader kom kwalifiseer deur sy woord en deur sy gees. Halleluja! So ek wil vandag hierdie met jou deel vandag. Dat jy sal weet, dat daar is baie keer 'n maar in ons lewe, maar jy hou die sleutel in jou hand. Vanweë sy gees, vanweë sy woord, kan jy die maar uit jou lewe uithaal, sodat jy kan lewe en funksioneer, soos wat Vader wil hê jy moet doen. Halleluja! Nou ja, wees geseën, dit is absoluut 'n voorreg om net vandag die woord met jou te kan deel. So mag hierdie woord jou lewe kom impakteer. En dat jy sal weet vandag, dat die lewende God is met jou, oralste waar jy heen gaan. Nou van my kant af, Rian Abri, wees geseënd, dis lekker om weer terug te wees. Mag jy hierdie dag geniet, tot volgende keer, Shalom.